Weet jy, 'n boom kan praat, maar dan moet jy leer om te kyk wat hy sê. Jy moet jou oë gebruik om te hoor wat is die woorde. En hierdie boom hier agter ons kan praat. Weet jy wat sê hy? Hierdie boom en hierdie kerk is 50 jaar oud, want hier by NG Kerk College Park vier ons nou ons 50-jarige bestaansherdenking. Maar die wonderwerk van hierdie boom is, hy het in 50 jaar verander, terwyl 'n kerkgebou se bakstene dieselfde bly. En hierdie boom sê vandag vir my, en ons moet baie mooi kyk, wat sê hy? Hierdie boom sê, hoe moet ek wees, hoe moet jy wees, hoe moet hierdie kerk wees? En ek sien dit in Psalm 1, want in Psalm 1 word daar 'n boom beskryf wat 'n groeiboom is, nie 'n sukkelboom nie. Weet jy, daar's twee soorte bome, groeibome en sukkelbome, en daar's twee soorte mense, groeimense en sukkelmense. Wat is die verskil? Psalm 1 sê, 'n groeiboom is een wie se wortels in die water is, wat geplant is by God se waterstrome. En dis hoekom hierdie boom groei. Hierdie gras is maar half dooierig, maar die boom groei omdat hy water kry. En in Suid-Afrika is daar groeibome en sukkelbome, party staan langs 'n rivier of langs 'n plek waar daar water is, en die ander ly droogte. Waar kry ek en jy ons water? Psalm 1 sê, die persoon wat die groeimens is die een wat sy wortels in die woord van die Here het, en sy water is die woord van die Here wat hy oordink, wat hy sê, ek wil dit so doen, ek wil dit probeer toepas, maar dis waar sy krag en sy gedagtes vandaan kom. En dis waar 'n kerk se groei vandaan kom. Wanneer ons geplant is in die woord van die Here en dit oordink en dit elke keer sê, ons wil dit beter verstaan en beter uitlewe. En dan kom die belofte van die Here. Dan sê, ek gee vir jou waterstroom. Sy sorg is daar dat hy vir my genoeg gee om die wêreld te hanteer, want die wêreld is vol droogtes, vol uitdagings. En as hy dit vir my beloof en ek vat dit, dan kom sy belofte, hy sê, dan gaan hierdie boom, jou blare nie verwelk nie. Daar gaan swaar tye oor jou pad kom. Daar gaan droogtes en uitdagings kom, maar jy gaan nie verlep met hierdie goeders nie, want jy sal die krag by die Here kry, want jou wortels is geplant in die woord van die Here. En dan kom die ander belofte, dan sal ek en jy vrugte dra. En ons weet wat is vrugte. Vrugte is dat die liefde van die Here in my lewe verskyn en groei. Die liefde vir die Here, die liefde vir my naaste. En die wonderwerk van 'n vrugteboom is dat dit nie 'n vrugtefabriek is. Weet jy, 'n fabriek moet produseer en werk en moeite doen om ietsie te produseer. Hulle kan in elk geval nie vrugte produseer. Hoe produseer 'n boom vrugte? Hy sit sy wortels in die grond en die vrugte verskyn. Dit groei. En dis wat 'n mens mooi maak, dis wat 'n boom mooi maak. Dat ek doodrustig die vrugdra mens word en sal wees omdat my wortels in die Here is. Hierdie is nie 'n vrugteboom nie, dis 'n blaarboom. En dis juis die waarskuwing wat ook kom uit die Bybel uit. Want behalwe hierdie Psalm 1 boom, is daar ook bome waarvan die Here praat. 2 plekke sê hy, hier's 'n vyeboom en nog 'n vyeboom. En hulle probleem is, hulle kry wonderlike water, maar hulle produseer nie vrugte nie. Hulle is blaarbome, terwyl hulle gemaak is om vrugtebome te wees. 'n Vyeboom is nie 'n versieringsboom soos hierdie boom.
Hy's 'n vrugteboom en daarom sê die Here, jy's gemaak om vrugte te dra. En daarom is dit 'n waarskuwing. Ek hoop jy hoor met jou oë wat die waarskuwing is. As ek alles by die Here kry, maar ek wys dit nie in dade, dat ek liefde uitlewe nie, dat ek aanbid wanneer daar geleentheid is nie, dat ek my dade vir die Here gee, nie alles vir myself opgebruik nie. As dit nie so is nie, dan mis ek my doel. Al is ek 50 of 80 of 20 jaar oud. Die Here vra vir my, jy moet as mens die boom wees wat geplant is by die waters van die Here en daar jou krag kry om nooit te verlep nie. Want jy blom, al is daar swaar kry. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil bid vir elkeen van ons as mense en elke kerk hier in ons land. Here, maak vir ons groeikerke, groeimense, vrugkerke, vrugtemense, soos wat ons wortels by U inplant en by U die vrugdra krag kry. Gee ook vir hierdie kerk nog 50 jaar van diens en liefde en aanbidding vir die God van hemel en aarde. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek hoop jy kan jou verjaardag vier en jou kerk se verjaarsdag vier en kyk na die vrugte wat in ons lewe verskyn het omdat ons wortels op die regte plek is. Seënwense.